clear. So, welkom by die Huis van Gebed. Almal wat hier is en almal wat inskakel elke week. Ons groet julle in die naam van Jesus Christus. En ons het vanaand vir broer Dirk en Agnisha hierso. Nou, hulle gaan vir ons 'n bietjie getuig, maar net voordat ons getuig, wil ek sê, toe ons so Jesus se naam groot gemaak het, en op 'n sekere stadium toe sy gees hier deur beweeg, toe begin daar skudding in die geeswêreld veroorsaak word. En ek begin lag, maar ek lag in blydskap en ek kan nie op 'n lag nie. Nie net was ek op die nuwe wyn nie, maar ek het so gelag, want hier's 'n klomp heidene wat gekies het om te glo in die Jode se Messias, en hierdie heidene skud vir Jerigo. Ek sien net hoe spaander die duiwels, hoe hardloop die duiwel met sy magte en kragte. Ons het vir 'n ex-rywers kom tot bekering, ontmoet vir Jesus hierso. Dan het ons sondaars hier, wat sondaars was, wat die hele plek skud. Ons het from gate to grace hier, wat pyle en vuurpyle skiet, en ek lag net in soveel blydskap. Want die Here leef, en hier is ons klomp wat die Here gered het en gewas het met sy bloed. Ons is weergebore uit water en gees. Ons het opgestaan in 'n nuwe lewe, en ons skud, soos Sarah altyd gesê het, the gates of hell. Skud, en ek lag net in absolute blydskap vir die Messias, wat ons so kom versterk het, teen die vyand wat altyd oor ons geheers het. Dat ons nou soos Israel is. Ons hardloop letterlik soos Israel, ons was 'n ou slawe nasiekie, en nou is ons hier uit die woestyn, het sommer hier in die beloofde land in, en hulle sidder, hulle konings, hulle owerhede, hulle magte en hulle kragte, hulle sidder op hulle trone. Want hier kom die volk van God in. Yes, en ons kom ruk die heidene uit hulle greep uit. Ja, dit was regtig asof die Here, en ek kan nie op 'n lag vir hierdie klein volkie. Wurmpie Jakob, ons is net Wurmpie Jakob, ons is maar die heidense ou wurmpies gewees, maar ons God kom net neer en hy kom, kyk wat hier aangaan, en sy hart is gevul met blydskap, want ons het geglo in hom, en ons hou vas aan wat hy vir ons gedoen het, dat hy die dood oorwin het vir ons. En weet julle wat? Dood het gevrees. Dood het nie meer 'n angel nie. Want dood het gehardloop met sy kuip en met sy sekel, en ons is hier agter hom aan. Wat so, jou vuil duiwel, in die naam van die Here. Broer Dirk, sê gou vir my die dag toe dood eers vir jou gehaat het, as gevolg van waardeur jy is, en toe Jesus vir dood oorwin het vir jou. Nou sit jy hierso. Ek wil net vir julle by sê, hierdie is 'n getuienis, dis van Dirk Curtin, hy's 'n ouderling hierso, en ek wil net vir julle sê dat, soos Jona ingesluk was deur die walvis, en 3 dae in die walvis se maag was, so was Dirk vir so 'n oomblik nie meer in die land van die lewendes nie. En toe kom spoeg die vis hom weer uit hierso, sodat hy getuienis kan bring vir ons. So Dirk, jy kan maar getuig. Ja, ek kan maar net sê, al die eer en die heerlikheid aan ons koning Jesus. Want as dit nie vir hom was nie, dan is ek niks. Want ek was niks. Ek het altyd gedink, 'n ou, jy gaan nou kerk toe, jy gaan en jy lees jou Bybel en jy bid, dan voel jy darm, dan dink 'n mens, jy sis jou gewete, want jy's godsdienstig. Yes, amen. Want ons sit met hierdie ding van, wat ons ouers en ons voorouers, jy moet kerk toe gaan, jy moet jou Bybel lees, maar het nooit vir ons geleer om werklik 'n verhouding
met Jesus Christus te hê nie. Amen. Hulle het vir ons gesê, jy moet die Here vertrou vir voorspoed, vir gesondheid. Hulle het ons hierdie goeie hierdie dinge gesê. Maar ons het, kan ek maar sê, soos 'n kar wat loop in idle. Jy het net so deur die lewe gegaan. Ek die boksies getik van, ek was by die kerk Sondag en ek baie keer sommer 2 keer op 'n Sondag gaan ek kerk toe. En dan sit ja, ek was daar en dan voel ek, as ek nie gegaan het nie, dan voel ek skuldig want die mense het gesien ek is nie daar nie. So vir wie het ek dit gedoen? Presies, ja. Vir die wêreld. Dis nie vir mense, ons lewe nie op hierdie aarde, ons loop nie hier vir mense nie. Ons loop hier om 'n getuienis te wees vir Jesus Christus. Amen. Ons loop hier om die lig te wees in die donkerte. En dit wat gebeur het en hoe ek al hierdie jare met 'n leuen geloop het en gedink het, ja wel, ek is okay. Ek is okay. Ek dink daar's baie mense wat daar buite nog is wat dink ek het my boksies getik, ek het kerk toe gegaan, ek het my Bybel gelees, ek het 'n Bybel, ek weet nie waar sekere goed staan nie, maar ek het my Bybel, ek lees hom so af en toe. Net so 'n klein dingetjie wat ek insit, ek het eendag, ons het nog in Gauteng gebly, ek het hierdie bakkie gehad en haar neef het hierdie vinyl printing besigheid gehad en ek sê, print vir my 'n Bybelvers. Ek wil dit agter op my Bybel, op my bakkie sit. So die mense kan sien dat dit 'n boodskap is. Wat gesê het dat met die hart glo ons, met geregtigheid met die mond bely ons tot redding. Maar dit was 6 stippeltjies en dan die vers onder. En eendag loop ek by Builders in en hier kom 'n man en hy sê vir my, "What does it mean? What does it mean that's there on your bakkie?" En ek kon hom nie antwoord nie. Ek kon nie vir hom die evangelie gee soos wat ek veronderstel is om dit te doen nie. Toe hap ek, kan ek maar sê, bubbles. En ek is eintlik deur en deur net godsdienstig. En ek het die sticker op my bakkie ook. So, maar dit daar gelaat, maar so het ons deurgegaan en ons het al ons lewe lank ons kinders grootgemaak en ons glo dat ons kinders wil grootmaak in die vrese van die Here, dat hulle Jesus ken. Nie meer net soos ek geloop het, as ek weet dit wat ek nou weet, wat ek vir my kinders kan leer, en ek wens my ouers kon dit vir my geleer het. Want ek kon soveel sterker geestelik gewees het, ek kon soveel gesonder gewees het in Jesus. Ja, en so leer ons en ons stap die pad en ons dink, ja, ons is okay. Tot so rukkie terug wat ek geloop het en ek het gedink, okay, ek het 'n werk, ek kry inkomste, ek is okay. Dit word voorsien vir ons basiese boetes. Ons glo, ons glo dat Jesus voorsien. Ons glo en vertrou vir sy voorsiening en sy hand wat hy gee. Nie net in finansies nie, maar in gesondheid, in die wêreldse dinge wat mens soms nodig het. Ek meen, ons kan sonder baie van hierdie goed kan ons sonder dit gaan. Maar soms dink ons, ja, ons het daai ekstra geldjie, ons gaan dit nie spandeer dit op wyse en gebruik rentmeesterskap nie. Ons gaan spandeer. Ons koop 'n lekker dingetjie hier, ons koop 'n groter kar of 'n vinniger kar of dit of ek in my geval my susters en my broers het my op staan om gesê, "O, hier kom die ryk Curtin." En dit is nie wat ek wou gehoor het nie. Ek wou gehoor het, as ek vandag wil ek hoor, hier kom 'n kind van Jesus. Hier kom 'n koningskind. Ons het 'n klein rukkie terug het ek kan ek maar sê, my werk soort van verloor en ek het weer gegaan en ek het gesê, ek gaan my eie besigheid begin. En eers toe ek in die hospitaal beland, ek gaan nou uitkom tot waar ons daar gekom het ek besef dat ek het my besigheid begin. Nie vir Jesus nie. Ek het nie Jesus vertrou vir daai werk wat moet inkom. Ek het nie vir Jesus vertrou. Ek het weer gaan probeer, soos die mense in die wêreld, jy moet hard werk, jy moet probeer doen alles wat jy kan. Want jy kan nie lui wees nie. Maar die Bybel sê ook, ons moenie lui wees nie. Gaan na die muur luiaard en word wys. Dit is die woord sê dit vir ons. Ons moet werk.
En so het ek aangegaan en stelselmatig het my gesondheid begin val. En ek het nie besef dat ek op daai stadium begin wegduins het, so begin weg, al hoe louer en koeler geword het. En ons dink, ek lees nog my Bybel, ek bid nog, en ek salf nog my kinders in die aand as ons gaan slaap, en as hulle opstaan, dan salf ek hulle, en ek doen die ding, maar ek is nie daar waar Jesus wil hê ek moet wees. En Dirk, ek wil net bylaas dat wat gebeur het is, die Here het begin vir jou sê dat, dis nou al baie lank, jy moet begin vrug dra. Ja. En dit was die woord gewees vir Dirk, aan mekaar. Hy moet begin vrug dra, en op 'n sekere stadium, toe daar vermaningswoord gekom, en die Here het letterlik vir Dirk gesê, moenie dat ek vir jou sê, jou slegte en lui diensknegt gaan weg van my af. En dit was die woord wat gegaan het voor alles gebeur het. So, daar was waarskuwings gewees, en die Here het gesê, hy soek die vrug. Onthou wat sê hy vir daai landbouers? Ek soek die vrug. Julle het 'n paar skyp, gee vir my die vrug. Maar wat wil hulle? Hulle wil nie die vrug gee nie. En Dirk het daarom nie die diensknegte geslaan nie. Maar hy het 'n paar skyp gehad. En die Here het vrug gesoek. Ek praat van geestelike vrug. En daardie geestelike vrug was om te gaan en die skoene van die bereidwilligheid van die evangelie aan te hê. En hoekom ek dit noem, ek wil hê julle moet verstaan, waardeur Dirk was, omdat hy nie geluister het nie. Wat het met Jona gebeur? Toe Jona begin hardloop, toe wil hy nie gaan in Ninive toe nie. Hy moes gaan verkondig het, hulle moet bekeer. Nou die evangelie moet ons gaan verkondig, hulle moet bekeer, die koninkryk van God het naby gekom en ons gee vir hulle die evangelie. Daai Romeine 10:8 wat jy nou net gesê het, die woord van die geloof, wat hy nie geweet het, al was dit op sy bakkie. En so die Here begin al hoe meer vir broer Dirk in 'n drukgang sit. Al hoe meer vir hom gesê, as jy nie vir my die vrug gaan gee nie, dan gaan ek vir jou sê, jou slegte lui diensknegt. En so Dirk, jy het vir my gesê, ek wil net so 'n bietjie spring, toe in die hospitaal se bed lê, toe sê vir broer Eddie, jy het altyd gevoel soos Jona. Ja, ek het nogal, toe ek in die hospitaal beland, toe besef ek, dat ek so 'n dag of 2 wat ek al lê het, besef ek, toe kom Jona by my op. Toe besef ek, maar ek het weggehol. Ek het 'n roeping gehad, ek het 'n woord wat ek moes gaan gee. Ek moes gaan siele inbring. Ek moes gaan vir die Here gaan werk in sy land. En ek het soos die een seun wat die vader gaan vra, die pa gevra het vir die 2 seuns, kom gaan werk in my land, en die een het gesê, nee, ek's nie lus nie. Maar hy het later in sy hart berou gehad en hy het gegaan. En hy het vir die tweede ene gesê, gaan, en hy het gesê, ja, ek sal, maar hy het nooit gegaan nie. So, om terug te kom by dit is dat ek het nie gaan werk skaf nie. Ek het nie gaan werk nie. Ek het nie vrug gedra nie, soos broer Jan gesê het. En ek het hierdie vermaanings gehad en toe het die Here my op 'n pad gevat, een kant toe gevat, waar hy met my werk. En ek kan vir julle sê, dit is nie 'n lekker plek om te wees nie. Ek kan vir die wat daar buite is, wat dink hulle is op die regte pad, en hulle stap en hulle lees hulle Bybels, dis nie, jy wil nie voor die almagtige God van die heelal sit, en vir hom sê, ek is jammer nie, dat ek nie geluister het vir wat hy vir my gesê het nie. Maar laat my so dink aan die een diensknegt, wat sy gawe gaan vat het en dit gaan verberg het. En 'n lekker tyd in die wêreld gehad het, en die ander het gearbei. En wat sê die Heer van die huis vir daardie diensknegt? Hy sê, wat het jy, wat ek vir jou gegee het? Hy sê, maar omdat ek jy geken het, het ek jy gevrees. Want ek het geweet, jy maai waar jy nie gesaai het nie. So ek het die gawe gevat en dit gaan verberg. Ek het dit in 'n doek gesit en ek het dit weggebêre. En hier is dit. En hy sê, as jy dit maar by die wisselaars gegooi, dan het ek rente gekry op dit. Toe sê hy vir die engel, hy sê, vat dit wat hy het en gee dit vir die een wat 10 het. En hy sê, maar gooi die slegte en die lui diensknegt buite. Hy sê, en daar sal 'n geween wees en 'n geknars van tande. Dis Jesus Christus wat dit sê. En die Here was Dirk genadig. En ek wil vir julle vandag sê,
as jy sit in die kerk en jy dra nie vrug nie, omdat jy dink jou pastoor, so ek het een pastoor gehoor, hy sê vir die gemeente, moenie worry nie, die Here aanvaar jou warts and all. Ek lees die Bybel sê, die Here soek 'n bruid sonder vlek en rimpel. En hy soek daai seun wat berou gehad het en gegaan het. En toe broer Dirk in die hospitaal beland, toe stuur die Here ons na 'n jaar, want die Here het vir jou weggevat hierso. Ja, Want hy het jou letterlik uit die kamp gevat en toe vat hy op 'n pad. ja, En ek het gedroom van, jy kom in 'n lijkshuis, geestelike lijkshuis. En die Here het gewys dat jy moet nou hierdeur gaan om tot bekering te kom. En vir 'n jaar lank was Dirk weg van ons af en hy het sy eie pad gestap. En toe hy in die hospitaal beland, toe stuur die Here vir my en Eddie terug. Nou moet julle verstaan, broer Dirk was 'n ouderling. ja. So hy was gesalf as 'n ouderling, so nog meer gaan geëis word van die aan wie die Here baie toevertrou het. En as die diensknegt van die Here geweet het wat die Here verlang, dan sal hy met baie slae geslaan word as hy dit nie doen wat die Here verlang nie. Maar die een wat nie geweet het, gaan met minder slae geslaan word. So hierdie is 'n voorbeeld vir ons. Be ye holy, because God is holy, and He liveth within you. He is dwelling within you. So let your temple be clean at all times, because if it's not, He's going to remove your name out of the Lamb's book of life. And who's going to cry? You, not me. But be aware of it. I have given you the warning that you've got to keep your name in the Lamb's book of life at all times. Don't come and play here. Nou praat ek asof hierdie upper room nou myne is. Don't come and play here. Because God's going to kick you out of the upper room. God's going to kick you out. You're going to be the very, very first one to be kicked out. You're going to be the very, very first one to be kicked out of the upper room. Because when the children of God comes together in the upper room, then they're in the presence of the holiest of holies. Don't make a mistake by thinking that I can come into the house of prayer. I can come into the upper room and you are defiled. He's going to point a finger at you and say, get out. I know you're not. Get out. So het ek almal geontmoet dierbaar is, wie se naam het ek nie genoem nie. My broer Dirk. Ja, as jy weet wat ek van jou geskinder. Jo, ek het baie van jou geskinder. Wow, as ek jou stem hoor oor die foon, sê ek, Here, hy klink soos 'n narkie wat soet is. Ek wil hy narkie net eet, ja. Baie, baie dankie vir die saak wat jy saai. En in my bediening, baie, baie dankie. Ek weet nie of ek sê ek vir jou ekstra dankie nie. Nou ek het my broertjie Dirk het ek gesien. Ek het eendag gesê agter sy rug toe sê ek, "Jo, maar daai ou is soos 'n pop, so stil is hy." Hy is so stil, jong man, jy kan hom omstamp. Hy is so stil en iewers skielik daar wys die Here my 'n ander man. Daar wys die Here my 'n trompet. En ek sien hoe verander hy in 'n trompet. Amen. Ek sien hoe verander hy in 'n trompet. Het ek verkeerd geprofeteer? Nee. Ek wil hom uit daai stilheid uit. Ek wil hom uit daai stilheid wil kom uithaal. Italia Kushen. Ek wil sien dat hy 'n trompet is en dat hy dit uitbasyn. Ek het hom gesien staan en sing met sy hande so in die lug het ek gesien. Ek sê, Here, maar hy kan nie sing nie. Die Here sê, nou sing hy. Nou sing hy. Ek het gesien hoe staan hy en sing met sy hande in die lug. To God be the glory. To God be the glory. Jy sê wat ek sê nie, as wat die Heilige Gees doen met hom. Hoekom? Omdat daar is mense wat bid vir hom. Daar's mense wat saam met hom staan. Daar's mense wat verlang dat hy ook een moet wees. In die groep moet hy een wees. Nou, ek wil my broer Dirk, wil ek graag hiernatoe roep. My broer Dirk, as jy nie omgee nie. My broer Dirk, kom kniel by my asseblief man. Jammer dat ek is jonger as jy. Waar is jy, Willie? Ek het nie gesê jy moet toe maak, my broer. Ek wil jou vreeslik graag salf met Willie, maak toe jou oë.
Ek wil jou salf met olie. En daar's iemand wat langs aan jou gekniel het. Weet jy wie dit is? Wie is dit? Vrou. Ek salf julle twee in die naam van Jesus. Vir hierdie werk van God. Ek salf julle twee in die naam van Jesus vir hierdie werk van God. Julle is deel van hierdie werk van die Here. Is jy met my? Amen. Is jy met my? Halleluja. Die Here seën vir julle twee. In die roeping waarin God julle twee geroep het. Jy weet, jy lyk soos 'n roos wat nou net gepluk is. En hy gee die lieflikste geur af. Maar as jy oor 'n paar dae as hy verlep raak, dan moet jy kyk hoe ryk hy, dan ryk hy eers lekker. 'n Roos wat verlep het, weet jy, en dan ryk hy eers lekker. Die Here seën vir julle tweeetjies. Jy's baie verweer kan salf met olie, maar die Here kies julle uit. Wow, om te dink ek kom al die pad van die kant af kom ek om julle tweeetjies te salf met olie. Wow. Wat 'n goddelike voorreg is dit vir my. En ek geniet dit, glo my, ek geniet dit. Maar is ek nie meer daar nie. En dan is daar twee getuienis sê, hulle het uit my gesalf met olie. Hulle het my uitgekom uit die Johannesburg en hulle my kom salf met olie voor die huis toe is te kom salf hy my. En kyk, dom is ek moet my bril afhaal om die trane af te vee. Ek het nie eens 'n bril op my neus nie. My sussie, hou vas aan die Here. Weet nie hoekom ek so met jou praat nie, maar hou vas aan die Here. Jy is nie 'n swakkeling nie. Jy is nie 'n swakkeling nie. Jy is 'n sterk vrou met 'n ruggraat. Jy is 'n vrou met 'n ruggraat. Halleluja. En jy is 'n vrou wat by jou man staan. Maar nou moet jy maar net uittrap as hy te stil is nie, hoor. Bid liewer vir hom laat hy begin sing. Ja, want ek het hom gehoor sing. So. Het jy ook? Het jy hom gehoor sing? Wow, prys die Here. So, is dit? Nou is ons twee wat hom gehoor sing het. Prys die Here. Ek het hom in die gees gehoor. In 'n droom het ek hom gehoor sing. En dan is dit nou twee van ons wat seker is dat hy kan sing. God bless you. Here seën vir julle. Ek is lief vir jou. Ek is baie lief vir jou. God bless you. Ja, amen. Dankie mense, as die Here seën vir julle. Ek is baie lief vir julle, hoor jy, en vir jou kindertjies ook. Ek is baie lief vir hulle. Pas hulle op. Hulle behoort aan julle. Hulle is deel van jou. God bless you. God bless you. Vanaand word daar 'n ouderling aangestel. Broer Dirk, die Here het vir my opdrag gegee om jou as ouderling te salf, omdat jy gehoorsaam was, dat jy bekeer het, dat jy nie tugtelose kinders het nie. Julle kinders is 'n voorbeeld. Julle is nie tugteloos nie. Jy heers oor jou huis in goeie orde en jy het 'n vrou wat by jou staan. Vers 13, totdat ek kom, moet jy aanhou met voorlesing, vermaaning en lering. Verwaarloos nie die genadegawe wat in jou is nie, wat jou gegee is deur die profesie met die handoplegging van die ouderlinge. Wees vlytig in hierdie dinge. Leef daarin, sodat jou vooruitgaan vir almal duidelik kan wees. Let op jouself en op die leer, volhard daarin, want deur dit te doen, sal jy jouself red, sowel as die wat jou hoor. So hier word vanaand vir jou iets gegee deur die oplegging van die hande van die ouderlinge. En broer Eddie is al klaar gesalf as 'n ouderling, en ek en broer Eddie gaan vir jou hande oplê. Kom sit hier, broer. Here, ons kom in die naam van Jesus Christus voor die troon. En dit was u opdrag gewees, dat broer Dirk gesalf word, as ouderling vanaand. Nie as die hake nie, want u het gesê ouderling. Here, nou salf gekom,
in die naam van Jesus Christus van Nasaret, ek en Eddie, ons lê vir hom hande op, en ek vra dat u vir hom sal gee, dit wat u vir hom beplan het, voor die grondlegging van die wêreld, deur die oplegging van die ouderlinge van ons hande, dat hy sal ontvang, daardie genadegawe, wat nou in hom sal kom en in hom sal werk, dat hy met krag sal kan getuig van sy God Jesus Christus. Dat hy daai trompet sal blaas, soos Len ook geprofeteer het. Daai trompet sal geblaas word in die naam van Jesus Christus van Nasaret. Want wie homself verneder sal verhoog word, Here, en hy het homself verneder voor u. En hy word verhoog vanaand, Here. En sy amp en sy rang sal wees ouderling in die gemeente van die lewende God. En hy sal krag ontvang, en dit sal krag van vuur wees, in die naam van Jesus. En Here, nou kom ek ook. En soos u vir my gesê het, sit dit 'n bietjie voor te bring. Ek hang ek hierdie mantel oor hom. Soos hy ook gesê het deur die mond van die profeet. Daardie bedekking, daardie mantel wat nou oor hom kom. Hy word nou gevul met krag. Hy word nou gevul met die krag van die Jesus. Hy maak hom vol vuur. Hy maak hom vol krag. Hy maak hom vol lewe. Hy maak hom vol van die lig. En hy is baie lief. Hy is vir ons 'n voorbeeld van sagmoedigheid en van nederigheid. Hy is vir ons 'n voorbeeld, Here. Maar nou vra ek dat hierdie nederigheid en hierdie sagmoedigheid sy krag sal raak, omdat die wat hom verneder sal verhoog word, dat u in hom sal woon in die volheid van die Heilige Gees. Sy Turk. En broer Dirk, wat het gebeur toe jy in die hospitaal beland? So, ek moet sê, ek kan nie in detail gaan met alles wat, ek het my bene het so opgeswel, ek kon skaars loop, ek kon nie buk nie, en toe ek na die hospitaal toe gaan, toe hulle my die Vrydag aand, ek sê vir Agnes, ek kan nie meer so aangaan nie. Nou gryp ek na die medisyne toe, want nou moet ek moet nou hulp kry, iewers, want ek bid en ek vra die Here, maar min besef ek regtig dat die Here my nou op 'n pad vat, in 'n drukgang indruk, en ek moet leer hieruit, en dat hy my gaan wys, waar kan jy opeindig, waar gaan jy heen, waar lei die weë wat jy besig is om te stap, waar lei dit, daai vrugtelose lewe, waarheen vat dit jou? En ek eindig op en hulle wys my, nou lê ek daar in die hospitaal en hulle wys my op hierdie skerm, hulle wys my, gaan met 'n scanner of ding op my, en hulle wys hierdie hart vir my, en dit maak letterlik net so. Hulle sê daar's 20% van my hart, die hart pomp nie genoeg nie. En dis hoekom die vog opbou, en dit is hoekom daar's nie, die bloeddruk val, ek staan op en ek loop nie eens na die bank toe, dan moet ek sit, want ek kan nie loop nie, so moeg is ek. En ek gaan deur 'n proses waar hulle nou natuurlik goed in my liggaam inspuit om hierdie vog uit te kry en af te werk, en ek is so moeg, en ek lê in 'n plek waar 14 ander siek mense is. Daar's mense wat kinders van die Here was wat daar gelê het, en daar was goddelose mense wat niks met die Here te doen wou gehad het nie. En die Here bring my op daai plek om te sien, maar hoe verlore, nou's ek hier. Daar waar hulle is, waar hulle verlore is, hulle het nie hoop nie. En ek begin besef, maar Jona,
ek is op hierdie stadium is dit my pad. Ek moet 'n les leer hieruit. En as ek nie my les gaan leer nie, gaan ek nie aan die ander kant uitkom nie. En min het ek geweet wat verder gebeur, en hulle het my van die een saal toe na die intensiewe eenheid toe geskuif. Die een aand het ek verskriklik moeilik gehad, en die volgende oggend toe skuif hulle my oor na die ICU toe. Daar het letterlik 2 mense langs my gesterf in die ICU wat ek hulle hoor. En die Here hou my, en hy's daar, en ek begin die Here aanroep. En dit was ek 2 dae wat ek in daai ICU was, toe kom broer Ian, toe ek weer sien, toe staan hy langs my. Ek hoor by die deur, want Agnesha het my net een keer kom kuier so in die middag, want ek wil nie al in die aand rondry nie. En hulle het my in die middag het hulle my kom besoek, en dan toe hoor ek maar die 7 uur die aand, ek hoor, julle mag net 1-1 ingaan. En ek dog toe, maar Agnesha, hulle weet dit mos. En toe ek weer sien, toe staan broer Ian langs my bed. En ek is so verbaas, want die Here stuur hom en die ouderling om vir my hande te kom oplê en my te kom salf. Die Here het aan my gedink toe Jona in hy vis se maag gewees het, toe hy op die skip gewas het, hy moes alles uitgooi en hy gaan kruip weg. Want hy weet eintlik wat besig is om te gebeur. En die skepskaptein, die mense begin te vra, maar wat gaan aan hierso? Hier moet iets wees. Iemand is hier wat nie hier moet wees nie. En hy staan toe op en hy sê, wel, julle moet my maar oorgooi. En nadat hulle wil vrag afgooi, hulle het seker vrag afgegooi, ek dink hulle het, en daar sê in die Here stuur 'n vis om hom op te sluk, om hom te vat, dat hy nie net daar lê en dobber nie. En dit is waar die Here my toe dan daai vis gaan sitte daar, die hospitaal. En daar het ek was warm, dit was daarom beskut, maar dit was nie in elemente alles, maar dit was nie 'n lekker plek nie. Binne 'n vis se maag te wees, dink ek, kan nie 'n goeie plek wees nie. Ek dink broer Dirk, ek dink daai is nog die water, ek dink toe jy doodgaan, toe is jy binne in die maag. Ja. Want toe het Jona sê, daai sluik of daai goeters wat die vis geëet het om hom gedraai. Ja. En dis daai teken van Jona wat Jesus van praat. Die teken van Jona, want hy was 3 dae lank in die vis se maag en Jesus was 3 dae lank dood gewees. En het die sleutels van die dood en die doderyk gehaal. En daar waar jy gesterf het, en die vis jou kom insluk. En snaaks genoeg die hy sê, hulle gooi jou oor die boot. Toe die Here kom en sê, sit vir Dirk en Agnesha uit huis van gebed uit, omdat hulle hom gehoorsaam is. Toe jy dit sê, toe sien ek letterlik, daar gaan Dirk oor die boot. Uit die bootjie. Die bootjie is die gospel. Jy weet, dit praat van seker is, en dit praat van as ons ongehoorsaam is, en hy sê, as iemand ongehoorsaam is aan hierdie voorskrifte, teken hierdie man en hou geen gemeenskap nie. So, toe haal die Here hom uit en vat hom in die woestyn in. Hy vat hom in die drukgang, en dis daai lijkshuis wat ek gesien het. En die Here het van my net voor dit gebeur het gesê, as ek hom nie gaan uithaal nou nie, dan gaan daai dood hier in beweeg. En dit gaan almal laat val. En nou moet julle verstaan, die Here is geen aannemer van die persoon nie. Ek weet, ek was al daar in die wildernis gewees, myself. En toe jy nou binne in daai waters beland, broer, en ons staan langs jou, kan jy onthou die eerste woorde wat ek vir jou gesê? Ek het vir jou gesê, weet jy hoekom is jy hier? Ja. En ek het vir jou gesê, Ja. dit is soos Jona. Ja. Ek het nie gedoen wat ek moes doen nie. Ek sê, Dirk, weet jy hoekom is jy hier? Hy sê, ek weet hoekom ek hier is. En ons het hom gesalf, en daarna, toe kom haal die vis vir jou. Dit was so 2 dae daarna, né? Ja, ek wou nou sê, ja, toe broer Ian en broer Eddie daar weggaan, toe hoor ek nie, die dokter wat daar was, en hy het gestaan en wag dat broer Eddie nog uit moet gaan. Maar broer Eddie het net vir my, hy het my vir my gebid, en hy het vir my daai gevegs blaadjies van hom wat hy so het om die oorlogsgebed, en ek vat dit.
En ek is daar en hy loop uit en die dokter kom na die suster toe. Ek het letterlik hier gelê en die suster se tafel was daar. Ja, hy het deeltyd agter broer Eddie gestaan en hy sê nee, maak klaar. En toe broer Eddie loop en julle is weg, toe sê die dokter vir die suster, kom ons kyk wat gebeur. Is dit? Hy is arrogant, hy het gesê, kom ons kyk wat gebeur. En die suster sê, dink die suster het vir hom gesê, hulle het vir hom gebid. Toe sê hy, maar kom ons kyk wat gebeur. So, en 2 dae later, Toe sien hy 'n wonderwerk. toe sien hy, 'n Wonderwerk. ek moet eerlik sê, ek weet nie wat het gebeur nie. Hulle het vir Agnesha hulle gesê, sy kan, Ek gaan laat Agnesha nou getuig want Ja. broer Dirk, jy was dood. Okay, so you have to sit this one out. Jy was nie daar nie. So Agnesha, nou wil ek graag hê jy moet getuig. En weet jy wat is so wonderlik? Sy dood het nie angel nie. Toe broer Dirk nou sterf. En daai dokter dink dit is verby. Wat het gebeur daar? Ja. Hulle het my gebel. Jo. En ek het dit nie verwag nie, want hy sou huis toe kom. Hy moes huis toe kom en ek kry die oproep. Dirk het 'n relapse gehad, hy's krities, hy moet hospitaal toe kom. En ek gaan toe en toe ek uitloop, sê ek, bel Ian. Maar ek glo dit is vir my gesê, bel Ian, en ek bel Ian, en ek sê vir hom, Ian, tree asseblief in vir Dirk, hy's krities. En so ry ek toe, en natuurlik is ek op die pad, en ek sê, Jesus is nog nie sy tyd nie, ek kan hom nou vat nie, ons het hom nog nodig. En ek beklei en ek stry. En soos ek ry, besef ek, Jesus, gee my net kans om by hom uit te kom, want ek net vir hom groet. Want ek was ondankbaar, en ek het alles neergelê daar, ek sê, Jesus, die verlede is verby. Ek het gesukkel met vergifnis, en hy is net so weggevat, en ek het dadelik vergewe, en dis vergete. Maar soos ek ry, het ek verander. Daar was 'n verandering van ondankbaarheid na dankbaarheid. Dankie dat hy nog, hou hom net vir my daar, dat ek net gaan groet. En ek kom by die hospitaal, en ek stap in, en die dokter kom na my toe, en sy sit my neer, sy sê vir my, hulle kan nou nog nie bepaal of Dirk breinskade het nie, want hy was vir baie lank sonder suurstof. Toe was hy 10 minute dood. Hy was, ek het agterna gehoor, hy was toe 10 minute dood. Sy het vir my sussie en hulle vertel my nie, sy het nog nie vir my gesê nie. Sy sê vir my, hulle is net besig om hom te prep, maar hy gaan anders lyk. Ek moet nou nie skok as ek moet nou nie skrik as ek hom sien nie. Hy gaan anders lyk. En ek dacht toe nie is oké, laat ek net by hom kom. En my kinders kom intussen, want ek het my ma gebel, of ek het die vrou wat saam my werk, volgens sê ek kan nie praat nie, sê net, sy moet die kinders bring. Ons moet gaan. En so toe ek daar is, ek kom die kinders, en ek berei hulle toe nou voor, papa gaan anders lyk, die dokter het so gesê. So ja, so ons gaan toe in, en ek kom by Dirk, en dan kyk ek, en ek sê, maar hier is niks anders nie, Dirk lyk nog soos wat hy gelyk het, daar's niks anders nie, sy oë, daar's niks fout met sy oë nie, hulle kyk nie skeel of iets nie, hulle kyk reguit vir my. Hy's daar, hy's nie dat hy half in 'n waas, so ek kan sien dat hy weet presies wat aangaan, hy was verbaas. En ek weet die dokter het daar gestaan, en hy vra toe vir Dirk, wie is dit? En Dirk is dadelik, dis my vrou, en dis Derek en is Melisha. En ek het so gestaan en geweet, daar's geen breinskade nie, want ek kan niks snaaks sien nie, dis alles reg. So, en ek weet, toe ons ook daar gesit het, voordat ons in is, het sy op 'n stadium verduidelik dat, omdat Dirk se hart
is blijkbaar vergroot met die muscle en die hart lê en maak so daar's net is net 'n wonderwerk wat dinge kan regmaak. Sy het dit nou vir my sussie hulle gesê, ek was nie daar nie, maar ek weet hoe sy vertel het van die hart wat vergroot is. En so is ons die hele tyd by Dirk en ek sien die dokter en ek dink is dieselfde dokter is daar en hulle hou hom nou dop, maar ek weet hoe ek inkom, toe ek gaan, toe sê hulle vir my, hulle gaan hom nog net weer een keer resus. So ek het vermoed, ek het die gevoel gekry dat hulle gedink het, hy gaan weer hartstilstand kry, dan gaan hulle hom nie weer kan terugbring nie. Maar hulle gaan dit net een keer doen nog, om hom weer terug te kry, want hy was dood vir 10 minute gewees. En so die dag gevorder, en die dokter sit daar, en op 'n stadium sê Dirk, hy wil gou, hy wil badkamer toe gaan, en die dokter sê, wat? Wil hy opstaan? Die suster sê, ja, hy wil opstaan. So asof hy nie kan glo wat gebeur nie. En ek weet, ek moet dit noem, ek weet, toe ek daar kom, en ek sien wat hier gebeur, en ek sien Dirk, en toe weet ek, dit was die gebed, want ek weet, almal in hierdie huis van gebed het vir hom gebid, en daai gebed is wat die wonderwerk veroorsaak het. Dis hoekom hy terug is, dis boeties en sissies wat omgee, en wat geleer het, hoe om die dood te veg. Amen! Amen! Man, dan maak julle my mos opgewonde. Nou daai leer om die aal te breek van die dood, daar is nie meer 'n aanhaal nie. En ek weet alles wat daar gebeur het, maar van die begin tot die einde, ek wil dit noem, daar aand toe Dirk opgeneem is, en toe ek so terugry, eintlik was ek net by die dokter, en sy wys my hoe maak sy hart, en ek staan daar, en ek dink maar hy moet dood wees. Daar's nie 'n manier dat 'n hart wat so kan klop nog, dat 'n mens kan lewe nie. En sy sê vir my, moenie worry nie, en ek dink, dis wat jy vir my gesê het nie, maar ek gaan nie worry nie. Ek gaan nie bekommerd wees nie. En soos ek terugry, toe ek in die kar klim, weet ek, mense het ingetree, of daar's gebid, want ek voel, daai spesiale iets, daar's net iets anders, en ek weet, hier's ingetree, en daar's gebid, en ek dink daar's baie spesiaal ook, mense wat net vir hom ingetree het. Nee, daar was niks wat kan bepaal wat met Dirk daar gebeur het nie. Want sy hart het net skielik oor 250 per minuut. Hy het so vinnig geklop dat hy begin, ek dink Melissa het gelees, die hart het begin diefhip, hy het begin, wat doen hy? Hy het begin skud. Dat hy nie meer geklop nie, omdat hy so vinnig geklop het. Maar soos wat die ambulansmanne kom, en ek hoor, die suster sê, ek weet nie eers wat so medisyne dit is nie, hulle sê, hy was op hierdie medikasie, hoor ek ook die verbasing, wat? Dus die hele tyd as hulle nie kan glo dat hy is nog lewendig nie, dat hy nog hier is nie, want hy moes dood gewees het. As jy vat wat gebeur het, hy moes dood gewees het, so die hele pad, soos ons gegaan het, was die Here saam met hom. Broer Dirk, ek van my kant af, toe Agnesha nou sê dat wat gebeur het is, toe Agnesha my bel, toe is my foon op silent. Hy sê as op vibrate wees, is op silent, en ek het net verby my foon geloop, en iets sê vir my, kyk regs. Het jy gesê? Ja, en Lanne sê, jou foon lei, en ek kyk, so dit was iets, dit was my vrou. En ek kyk, en ek sien maar, is Agnesha, en ek antwoord, en sy sê, toe Dirk is kritiek. Daai stadium, toe skok hulle hom. Toe is hulle al 10 minute besig met hom. En ek sê dadelik vir huis van gebed, tree in. En ek en my vrou het saam gestaan, en die huis van gebed het saam gestaan, en ons het begin dood jaag. Ons het Grim Reaper gejaag, gees van die dood, hartaanval, koma, beroerte, cerebrale verlamming, al hierdie demone wat hartaanval veroorsaak, insluitende die gees van die dood,
het ons begin gebied in die naam van Jesus Christus om vir Dirk te los. En die krag het uitgegaan en die huis van gebed het ingetree. En die Here wys vir Tiaan in 'n gesig. By sy bed staan Tiaan by sy bed in 'n gesig en Dirk is dood. En Tiaan sê in die gesig, in die naam van Jesus Christus, oom Dirk, laat jou gees terugkom. En hy sê, en sy gees het teruggekom en Dirk het wakker geraak. En is op daardie oomblik, toe ons vir dood pak slaag gegee het in die naam van die Here, want die lewe in ons verslind die dood. Jy het nie meer angel oor ons het nie 'n vrees vir die dood nie. Jy sal pad afhardloop in die naam van ons God. Sy naam is Jesus. Jy is onder ons voet, man. Ons sal dooies opwek. Dit het ek ook al gesien. Broer, hier sit ene. Maar anyway. Man, wees ons God. Julle moet verstaan wie hy is. Hy is die opstanding en die lewe. As hy nie was nie, broer Dirk nie nou hier gesit nie. En die Here wys vir Tiaan, hy kom terug en die dokters het nie verstaan wat daar gebeur het nie, want hier's Dirk, hy het geen breinskade nie. En binne 'n halfuur praat ek met die man. Die man was nou net in die doderyk. En dan praat ek met hom. En Agnese staan langs hom. Ja, broer, ja. Ek sê, Dirk, dit is baie vreemd. Die man is net dood, maar hy praat normaal. Ek sê, broer Dirk, jy was nou net binne in die visse maag. Ek sê, maar die vis het jou uitgespoeg op die wal. Op die land van die lewendes, sodat jy na Ninive toe kan gaan, en sodat jy die evangelie kan verkondig. En Dirk het nog 'n kans gekry. En hy gaan nie uitgaan 'n leidiensknegt nie. Hy het sy les geleer, hy het sy pak slaag gevat soos 'n man. Die dag toe Dirk hier sit, julle sal sien op die, ek weet nie wat se video dit is, miskien kan my sus my vertel, toe hy so hier sit, is hy bleek en spierwit. Dapper helde. En broer Dirk is daar, en dis die eerste keer wat die Here het gesê, nooi hulle terug. En die Here sê, as hy verbreek het, dan verbind hy, en hy genees weer. Nee, as hy pak gegee, dan genees hy sommer weer. En daar sit Dirk, maar hy's bleek. Terwyl ons sing, onderskei ek die gees van die dood, maar hy's so sterk, dat die helfte van my lyf raak hoendervleis. Nou, as julle wil gaan sien, hy sê, 'n bose gees of 'n gees het verby my geskuif in Job 4, en ek het hoendervleis gekry. Maar nou in hierdie kant, sing huis van gebed, so ek salwing hierso, ek voel ek gloei hier, maar ek is yskoud die kant. Dit het nogal vir my baie vreemd gevoel. Ek het aan daai ander lering gedink met die blou mannetjie en daai mannetjie wat so rooi warm is met sy hart en die ander is yskoud, maar is soos wat ek regtig twee helftes voel. En op 'n sekere stadium toe is ek nou moeg vir daai gees. Broer Dirk en ons bestraf daai gees van die dood, 'n hele huis van gebed, en ons jaag hom pad af. Né? Kyp en al en sekel af. En daar gaan hy. En daar kom Dirk se kleur terug. Is jammer ons het nie daai oorlogsgebed. Miskien moet ek dink ek het nog 'n video en dan sit ek dit dalk in. Waar na die gees van die dood gejaag is, was Dirk, kan jy sien sy kleur? Hy lyk amper sy tan lyk beter as myne. Hy lyk goed. En sy kleur kom terug. En hier sit Dirk vandag en ek prys die Here, Dirk. Ek is so dankbaar. Die Here het jou lewe gered. Die Here het jou nog 'n kans gegee. En jy gaan begin arbei en pastoor Len Verburg het geprofeteer hierso dat Dirk gaan nog 'n trompet blaas. Amen. Dirk het eers weggehardloop. Maar kyk nou nê, hierdie wêreld wat Ninive is. Hierdie trompet gaan uitgaan. Broer Dirk, Ja. soek jy jou op die voorprent met so 'n groot trompet. Ja. So prys die Here en sis Agnesha, die Here het vir my vanoggend gesê, sy sit saam, sy's 'n ooggetuie. En ons wil net vir die Here sê dankie. En ons is so dankbaar, die Here begin weer vir huis van gebed herstel. Die wat eers bietjie uitgevat was. Jy weet, Miriam was ook 'n rukkie uitgevat uit die kamp uit. En toe kom Miriam terug.
Toe het sy 'n les geleer. Jy hoor nie weer dat sy gaan sukkel met Moses nie. Ja. Ek as ek kan, ek weet nie, ek wil nog iets gou sê, toe ons nou, soos dit 'n mens in die hospitaal het, dan kry jy begin, jy kry jy het soveel hoop. Jy lê daar want dis nou, ek kan huis toe gaan, of ek kan dit, en dan kom die dokter, daai dag toe kom die dokter, en hulle sê, as jy klaar is met jou, met die ekstrale, en met die toestelletjie, wat ons dit getoets reg, dan kan jy huis toe gaan. 'n halfuur later kom die dokter en sy sê, jy moet teruggaan uit toe. Hulle gaan jou daar opneem. Hulle het 'n bloedklont gekry in die hart, toe hulle my reg in die begin gehad het. Toe sê hulle dit. En toe is dit asof die wêreld net so, daar was ek bel vir Agnesha, ek moes nie is nie. En ek sê vir haar, weet jy wat nou moet ek teruggaan uit toe. Nou moet ek teruggaan hospitaal toe. Ek kan nou huis toe kom. En toe ek die voor neersit, toe begin ek net woord spreek. Ek sê, die Here, u woord sê dat u my 'n nuwe hart sal gee. U woord sê dat u, al gaan ek deur die donker dieptes en die duisternis, dan is u met my. Ek sê, en net soos ek begin praat, asof die woord net so begin. En ek begin net, en ek dink ek het jou teruggebel, toe sê ek vir jou, alles gaan oukei wees. En ek voel net hoe kry ek daai hoop weer in daai lewe weer terug, so, en want die vyand wil kom, hy wil nou, gooi die ding, kyk wat sê hy, want hy weet mos nou, daar's ongeloof. Bestraf ongeloof en dan gat hy. En dan skry die woord, en die woord begin net so te kom. En ek kom by uitsyds, maar net ek geweet, dit is nie net die hospitaal, die vyand nie, die Here het 'n plan gehad. Die Here het die plan gehad, want wat gebeur het, ek moes toe nou, hulle het nie, stem my nie met 'n ambulans, dat ek nou lekker daar in die ambulans lê, en ek moet kombersie om my sit, en ek daar op die bankie sit, en 'n ander vroukie lê hierso, en nou sit ek daar, en eers ry hulle Khayelitsha om, en nou wonder ek, nou stop hulle by Khayelitsha hospitaal, en dinge gaan met die mekaar. Ek dink net maar, ek moet by die, ek wil huis toe gaan, kom net by die hospitaal. En toe ek by die hospitaal instap, toe lyk dit soos 'n oorlogsveld. Dit lyk, die siek mense lê so, en hulle is tussen die beddens en so, en hulle stoot my langs 'n ouerige man in, so teens met ek sê nogal arrogant vir die ou, ek sê, ek moet nie op sy bed lê nie. Hy sê, do you want to sit in a chair? Ek sê, okay, now I'm fine in the bed. maar soos ek daar nou, kom hulle, nee, hulle moet my nou op ander medikasie sit, en bloedverdunners, en hulle moet vir 2, 3, 4 dae toets. Ek sê, nee, maar hoe? En dit gebeur toe nou so lang storie kort. Hulle sê, nee, ek kan huis toe gaan. Ek bel vir niets, ek sê, is jy aangetrek? Kom haal my nou. Ek stap daar uit, Agnesha kom in en sê, help my, en ek stap uit. Ek gaan nie in 'n rolstoel sit nie. Ek stap uit, en toe ons by die deur van die emergency uitstap, toe staan 2 dokters daar, toe sê die een dokter, meneer Curtin, ek dink jy gaan nie uitloop hê. Dit was 21 dae in totaal wat ek by die hospitaal was. Ek moes teruggaan uit sy hospitaal toe, sodat daai 2 dokters gesien het, hierdie man stap uit by die hospitaal. Hy ry nie in 'n rolstoel uit nie. Hy wou mos sien. Hy wou sien. Hy het mos gesê, ja. Kom ons kyk wat gebeur. Ja, en toe ek al uitstap, toe weet ek, wow, nou verstaan ek hoekom moes ek hier wees. Die Here maak nie gaan nie halfpad nie. Hy gaan nie 3/4 nie, hy gaan voluit. Hy laat jou daai hele siklus voltooi. Daai manne het gehoor toe ons gebid het in die naam van Jesus, en hy wou sien of hierdie gaan eg wees, want hy het nie gedink Dirk gaan uitstap nie. Ja. En Dirk het daar uitgestap op sy eie 2 bene, en hy begin nou al die trompet blaas, en dit verheug my, want die Here het vir my so rukkie terug gesê, hy is reg, sit hom op die bank. En ek doen net wat die Here sê. Wanneer ek gaan, dan gaan ek. Wanneer ek bel, dan bel ek. Al praat ek met 'n man wat dood was, binne 'n halfuur, dan, die Here maak dit gebeur. Ja. En prys die Here vandag, en julle 2, ek kan nie wag vir hierdie getuienis om uit te gaan, want dit gaan baie mense, wat vrugteloos sit op die bank, en wat dink hulle is okay, 'n bietjie regruk, en laat skrik, want die Here soek die vrug van die land. Gaan kyk maar, wat hy sê vir daai klomp met die parskuip. Hy soek die opbrengs.
30, 60, 100voudig. Die loot wat nie vrug dra nie, hy vat hom weg en gooi hom in die vuurhoring. En die lote wat vrug dra, maak hy skoon sodat meer vrug kan dra. So daar's 2 Engelse video's wat gaan oor vrug dra, nou al klaar uitgaan. Kyk daai Engelse video's. Dan sal julle weet hoe om vrug te dra. Baie dankie broeder, vir jou getuienis vandag. Ek is so dankbaar dat julle hier sit vandag en ek gaan net vir ons afsluit. Ek wil net sê die dankbaarheid wat jy in jou hart moet hê vir Jesus is om dit wat hy geskep het, sy mens, sy plante, sy diere, sy alles. Ek het 'n waardering vir dit want ek daai oggend daar uitstap en ek loop by daai dokter verby en ek kom op die stoep, dit is asof dit oorweldigend is. Sure. Ek sien daai geel blommetjies vir die eerste keer in my lewe. Ek sê dankie Jesus. Ek al so. Ek was vir 3 weke in 'n hospitaal. Ek het net daai verkoelingsselstelsel se lug ingeasem. Ek kon nie vars lug inasem nie. Sure. En is net 'n dankbaarheid. Ek sê dit, wees dankbaar vir dit wat die Here vir jou gee en gebruik dit. Amen. Amen. Gebruik daai tyd wat jy het. Om dit tot eer van die Here. Nie vir En jouself. ek sê net vir sis Agnesha, ek sê sis, jy sit ook daar. Ek sê dat 'n lamp, jy sit hom nie onder 'n maatemmer nie. Ek sê vandag haal ons daai maatemmer van jou af, al moet ons dit afruk van jou, maar jy gaan daar sit. En ek glo hierdie getuienis gaan skyn om Jesus se naam te verheerlik en dit is maar net die begin. En dat die vrug wat jy gaan inbring gaan groot wees. Ek het daai hoop en ek glo en weet dit en dit is waar wat hy sê is soos daai eerste weergeboorte as jy die wêreld weer aanskou deur nuwe oë. En ek het vir Dirk gesê, Dirk, daar het iets dood gegaan daai dag op daai bed. Die ou Dirk, daai ongehoorsame Dirk, daai Dirk wat stil gebly het, daai Dirk wat die vyand het sy mond toegehou en stil gehou. Daai Dirk het gesterf. Ja. En toe stuur die Here 'n nuwe Dirk terug. Amen. Amen. Hoe sê jy? Dirk 2.0. Dirk 2.0. Ons het gewerk aan broer Dirk en dit was heeltyd Ja. Dirk 1.1000. 1 en so het ons aangegaan. En daai dag toe die Here jou terugstuur, toe kom Dirk 2.0. Dis waarvoor ons gewag het. Amen. 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 So ek gaan vir Jolanda sommer vra om vir ons te bid. En dankie vir julle getuienis. Dankie broer. Ja, Hemelse Vader, ons kan onsself in U net verheug vandag om so wonderlike getuienis te kan hoor en te kan lewendig sien, want U lewe en U is die lig en die lewe. En ons kan U net dank, Here Jesus, dat U doen wonderwerke vandag nog. Prys U groot naam. Ek seën hierdie paartjie vir Dirk en Agnesha in die naam van Jesus en dat hulle nog vele getuienisse gaan lewer en bring. Amen. Lof en eer en heerlikheid aan U in Jesus se naam. Amen. Dat
gaan, as die verlaastes huis toe gaan. I will enter its gates with thanksgiving in my heart. I will enter its courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for He has made me glad. Oh, He has made me glad, He has made me glad. I will rejoice for He has made me glad. He has made me glad, He has made me glad. I will rejoice for He has made me glad. Sy broeders, alles fijn. Ek heb die leed, maar het is net in my. Kom na Jesus toe. Broeders, alles fijn. Ek heb die leed, maar het is net in my. Kom na Jesus toe. Jou eerste liefde, maak jou hart so. Leer sy wonder, is het gelees. Prijs, prijs, vir sy bloed. Staan vir jou in my hart. So God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. He cares for me. He cares for me. He cares for me. He's so Good to me, Lord. I'm so good. Oh, God is so good. God is so He's so good. God is so good. He's so good This is my desire to honor you. Lord, with all my heart, I worship you. All I have within me. I give you praise. All that I adore is in you, Lord.
He's alive. Jesus, you are holy, oh so holy. You are holy, Lord of all. King of Israel, Jesus of Nazareth, Jesus of Nazareth, the Holy King, be exalted, King of glory. You are the King of glory. Jesus, yes, Jesus, Jesus. Lord of all, my Jesus. And you are holy and awesome. Holy and you Clear. Shocking. Clear.